Môre, dis maandag, dis die 23ste Maart en ons het hierdie naweek gehad. Ons het nie kerk gehou nie. Dit was wat ons noem Independence, onafhanklikheidsnaweek, wat gevier is, maar dit het op 'n Saterdag geval. Die skole het wel Vrydag en hulle is ook vandag toe. En daarom het ons dit alreeds voorsien en hierdie Sondag 'n afsondag gemaak, of soos ons dit noem, 'n uitnaweek gehad. Nou, julle is nou al gewoond daaraan dat ek die Sondagse preek dan die opvolgende week so 'n bietjie opsom, soos ek het noem, daai spyker inkap en omklink, maar soos nou nie Sondag gepreek het nie, wat maak 'n mens dan? Ek het goed gedink om terug te val na Jakobus, wat ek op die oomblik in 'n Bybelstudie by die huis Dion Lou Ouetuis hanteer. En so 'n bietjie met julle dit deel. Nou, dit gaan dan ook in die vorm van 'n Bybelstudie wees hierdie week. Nou, Jakobus is 'n baie interessante boek, 'n Nuwe Testamentiese brief wat Jakobus geskryf het, soos wat die eerste vers dan ook sê, van Jakobus, 'n dienaar van God en die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme wat oor die wêreld versprei is, en dan is daar 'n woord groete. Nou kom ons kyk hoeveel van die tyd ons toelaat en hoe ver ons dan nou kan gaan. Nou, dit begin met Jakobus. Nou, Jakobus, die brief van Jakobus was waarskynlik geskryf deur Jakobus, die broer van Jesus. Ek gaan nou nie jou moeg maak met al die teologiese debatte oor hoe hulle daarby uitgekom het, en party stry en sê ja, maar die Grieks is vreemd en so meer nie. Nou, hy was waarskynlik die oudste seun na Jesus en het ook 3 ander broers gehad. Josef, Judas, wat ook 'n skrywer van 'n brief van Judas was, en dan Simon. Hy het natuurlik ook susters gehad, as jy kyk daarna Markus hoofstuk 6 vers 3. En ons vermoed dit is hier rondom 62 na Christus is hierdie brief geskrywe, né? Nou, Jakobus was nie net 'n broer van Jesus nie, maar het ook 'n baie belangrike rol in die kerk gespeel, soos iemand geskryf het. Hy was een van die pilare en later 'n leier in die Jerusalem gemeente, as jy kyk na Galasiërs 2 vers 9, en hy het ook 'n marteldood gesterf. Hy noem homself 'n dienaar. Dis tog belangrik om dit uit te wys, dat hy het glad nie die houding gehad van luister, ek het saam met Jesus groot geword, ek het eerstehandse kennis van hom, hoe hy is as broer, en hoe ons saam geleef het en saam gewees het nie, amper soos iemand wat sê, jy moet nou nie my vlak kyk nie, ek is 'n dokter, ek is 'n professor, ek is die broer van Jesus. Glad nie. Ek wil hom amper noem 'n dominee sonder 'n toga, maar met 'n voorskoot aan, wat gekom het om te kom dien. En wie dien hy? Die volgende woorde van God en die Here Jesus Christus. Die drie-enige God, waar broer en Messias Jesus in verband met God staan. Dat as daar iemand is wat weet dat hy waarlik die seun van God is, dan is dit Jakobus. En dan aan wie is die brief geskryf? Dis nie 'n oop brief in 'n koerant nie, maar is spesifiek geskrywe aan mense, aan gelowiges, wat onder baie swaar vervolging gelei het. En nou, as ek en jy in 2026 hierdie brief lees, dan moet ons besluit,
Weet jy, hierdie brief is in 62 na Christus geskryf, dis vir ander mense geskryf, niks met my te doen nie, of jy vat die brief vir jouself, né? En dan skryf hy vir die 12 stamme, en as jy kyk na die 12 stamme, is dit die 12 kinders van Jakob, né? Daar's 'n eie kind, daar's 'n buiteegtelike kind, daar's 'n halfbroer, daar's stiefbroers, daar's aangenome kinders, daar's grootmaakinders. Dis 'n lekker de mekaar spul, en tog sien hy hulle almal as God se kinders, stamvaders, of die 12 stamme, wat oor die wêreld versprei is, as gevolg van die politieke, ekonomiese en geestelike aanvalle op hulle, verdrukking en marteling, né? En dan eindig hy met groete, en dit is soos ons weet, dit is 'n vriend wat jy groet, Here. Ons kom by dat Jakobus met ons sal praat hierdie week, sodat ons nader aan U kan groei. Amen. Mag jy 'n mooi maandag hê, mooi loop.